Baie goeiemôre op die pragtige Dinsdagoggend, die 30ste van Junie maand 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek hoop jy het lekker geslaap. Die verkoue is nog met my. Hoopelik gaan hy by binnekort laat los. Hy het in my hom so 'n bietjie meer as 'n week lank. Ek dink ek is nou in die tweede week. Ek sê vir my suster Karen, ek sê, hulle sê mos as jy medikasie gebruik 14 dae en jy is gesond, sonder medikasie 2 weke en jy is gesond. So ja, kom ons gee dit kans, ek is seker daarvan, ek gaan binnekort gaan ek beter voel. Maar is daarmee dat ek so sleg voel, regtig, ek voel baie beter. In die begin het ek baie slegter gevoel, so ek voel nou baie beter. Ek hoop jy het 'n lieflike nagrus gehad. Ek het 'n verskriklike die mekaar nag gehad, op en af en my neus het aan die bloei geraak so 2 keer. Dit is nogal akelig as jy in die nag wakker skrik en jy voel die bloed loop by jou gesig af en jy moet nou eers gaan in die koue wasbak jou gesig skoon was en jou hande skoon was en dit was nogal baie ongemaklik. Maar die res van die tyd wat ek geslaap het ek heerlik geslaap. Dit was heerlik. Ek hoop jy geniet hierdie Dinsdag. Ek bid vir jou 'n fantastiese Dinsdag toe. Ek hoop jy het 'n heerlike, fantastiese Dinsdag. Ek hoop jy benut die geleenthede, die kanse, want hulle sê mos nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Ek hoop jy benut die kanse vandag en ek hoop vandag bring net vir jou alles wat goed is, bring vir jou in. Die stukkie wat ek wil lees vanoggend is eintlik 'n interessante stukkie, baie interessant vir my en vir jou. Ek dink ons het almal, is Dinsdag, ek spot altyd by die mense, ek sê, op my ouderdom, as ek beginne, ek is nou nog nie oud nie, ek is ook nie meer jonk nie, maar ek is ook nie oud nie, maar op my ouderdom gewoonlik begin die week se krag uitloop hierna. Vrydag toe begin Maandag redelik op paai en dan so af. En dan as ek hier by Vrydag kom, is my krag nog al redelik uit vir die week. So met ander woorde, nou op hierdie stadium werk ek nie meer, so ek kan nie dit sê nie. So die van julle wat werk, is Dinsdag vandag, is die tweede dag van die week. Daar sal nog so 3 dae oor. So met ander woorde, miskien het julle hierdie stukkie nodig vandag wat sê krag vir vandag. Hierdie stukkie se tema van vandag is krag vir vandag. So as jy 'n bietjie krag nodig het, ek dink hierdie stukkie gaan vir my en vir jou krag gee vir vandag, sommer vir môre, vir oormôre, vir die res van die week en natuurlik, ons is in die helfte van die jaar, daar is nog 6 maande wat voor lê, so dit gaan ons ook in hierdie jaar nog vir ons baie krag gee. Ons moet nie te vinnig, hoe sê jy, jy moet nie die jaar te vinnig wegwens en so wens jy jouself oud. Maar op 'n stadium in my lewe het ek ook gewerk van Maandag en dan uitgesien na Vrydag, laat dit net naweek raak, dat ek net 'n bietjie kan ontspan. So vandag se boodskap, krag vir vandag. Ek dink die Here gee vir ons krag vir elke dag, maar spesifiek hierdie boodskap krag vir vandag, of krag vir die dag, net so jy dit wil gee, of Jesus gee ons krag vir elke dag, dit is miskien nog beter. So die van julle wat julle Bybel saamgebring het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak by Jesaja 40, ons lees daar vanaf vers 27 tot 31, is eintlik 'n kort stukkie. Dit sê vir ons baie, hierdie stukkie toe ek kom nou deurlees, toe dink ek vir myself in die weermag, en die stukkie is nogal redelik spot on wat dit betref, hoe ek in die weermag was ek nogal redelik in die prime van my lewe, en is wonderbaarlik om te gesien het daar die jong manne, die sterk manne, die kragtige manne, hoe na so 'n uur tot 2, baie keer was dit 3 tot 4 uur se oefening, hoe raak die ouens afgemat, hoe raak hulle pap, hoe raak hulle, ek wil amper sê, laat ek dit goed vir jou so stel, hulle raak kragteloos, as ek dit so mag stel, selfs fisiese oefening, kan jong mense afmat. Het is baie keer wonderbaarlik om te sien, na die drawers, hoe hulle draf en hardloop hulle marathon, ek het nog nooit marathon gehardloop, ek het baie kort afstande gehardloop, en ek het ook maar begin moeg geraak hier na die einde toe, want jy sit alles in, nou die ouens natuurlik is geoefening, hulle oefen lang afstand, hulle sê dieselfde tipe van oefening wat ek het, maar ons is maar allemaal so, as ons nou by die eindstreep kom, as ons 'n stukkie gehardloop het, of het nou net om die blok is, en dan is om onder die bed inskop, en of het is om die dorp, en of het is hier by die dorp uit na 'n ander dorp toe en terug, as jy inkom, is jy nogal redelik afgemat, is jy nogal redelik moeg, en ek het self gesien, dat selfs jonger mense, die krag is ook maar net soveel, jy het ook maar net soveel krag, dan begin jou krag uitgeput raak, en dan begin jy in gate krap vir krag, waar daar baie keer nie gate is nie, so miskien hierdie stukkie is spesiaal vir my en jou hierdie week, hierdie dag bedoel, Jesus gee vir ons krag elke dag, dit is net waar. Jesaja 40 vanaf vers 27 tot 31.
waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondlik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleuer struikel en hulle val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. My stukkie vir jou vandag is vers 31. Ek gaan hom weer 'n keer lees. Ek hoop jy het, soos ek sê, amazing Dinsdag. Ek hoop die Here gee jou krag waarmee jy ook al in jou lewens op jou lewenspad vandag te doen gaan kry, dalk in hierdie week te doen gaan kry, of dalk in hierdie jaar wat voor lê te doen gaan kry. Skryf miskien hierdie stukkie neer, Jesaja 40 vers 31, of al raak hierdie stukkie dalk 'n aansporingsboodskap vir iemand wat swaar kry, soos Johan wat in die hospitaal lê op die stadium, hulle het 'n groot stuk van sy voet verwyder. Die dokter het gesê hulle gaan hom nie huis toe stuur, hy gaan hom die volgende week of so in die hospitaal hou en die wond daar behandel, en dan gaan hulle kyk hoe die wond genees en dan gaan hulle besluit of hulle die been gaan afsit of nie. Dat hierdie stukkie selfs vir Johan dalk vir môre, nie net vir my en jou nie, ook vir iemand wat in die hospitaal lê, iemand wat dalk finansiëel swaar kry, iemand wat dalk in 'n verhouding swaar kry vanoggend. Dat hierdie stukkie spesiaal vir jou is. Jesaja 40 vanaf vers 31. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Is dit nou nie 'n pragtige stukkie wat die Bybel hier vir my en jou uittrek vanoggend nie, en sê, glo en vertrou op die Here, want hy gee hierdie dinge vir jou. Hy gee die dinge, hy skenk dit vir jou, as jy op hom glo en vertrou. Kom ons maak ons oë toe in gebed, en ons raak net stil voor die Here. Here, dankie dat ons vanoggend hier by u voete kan kom sit, Here, en net kan stil raak. En Here, dankie vir hierdie fantastiese boodskap wat u vanoggend vergee, vir die wat 'n bietjie swaar kry, en die wat 'n bietjie moeg is, en die wat al soos ek vir 'n week lank siek is, of die wat in die hospitaal lê, of die wat dalk sukkel met verhouding, dalk 'n verhouding op hierdie stadium, of dalk 'n vriendskap, of dalk in die familie, of dalk finansiëel. Dankie vir hierdie spesiale boodskap, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Here, baie, baie dankie daarvoor. Dankie dat u by ons is, dankie dat u 'n groot en almagtige God is, en dat u vir ons op hierdie dag, op hierdie Dinsdagoggend so 'n pragtige boodskap gee, net om ons te dra. Net om as ons dalk iemand in die dood afgestaan het hierdie jaar, dat u vir ons dra en sê, jong, glo en vertrou op my, ek gee vir jou arendsvlerke, ek dra jou deur daai tyd, ek vlieg jou deur daai tyd, wat jy swaar kry. Glo en vertrou net op my. Ek is die God van liefde, ek is lief vir jou. Dis hoekom jy geskape is, want die Here is lief vir jou. Here, ons kom vanoggend na u toe, ons kom lê ons self voor u neer, en ons vra, maak ons nuwe mense. Help ons deur die Heilige Gees om ons te laat wedergebore raak. Weer eens vanoggend skenk ons lewe aan, en ons vra, Here, vergeef asseblief al ons vermenigvuldige sonde wat ons so swart maak baie keer, wat ons wit lakens so swart maak. Help ons om dit weg te vat en ons so skoon te maak, so skoon so sneeu. En help ons, Here, om ons skuldenaars te vergewe. Help ons op hierdie Dinsdagoggend, Here, om die baadjie van liefde aan te trek. En nie net aan te trek, Here, help ons met die uitleef van daai liefde wat u so onvoorwaardelik vir ons skenk. Here, die liefde kry ons deur die Heilige Gees, Here. So help ons deur die Heilige Gees om daai liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ek dink nou ons gaan 'n groot verskil maak in ons huis,
in ons werk, in ons omstandighede, in ons dorp, in ons straat, as ons daai liefde uitlewe teenoor almal rondom ons. Here, ons kyk vanoggend op na die hemel, ons steek ons hande op na die hemel en ons gil, Jesus, Jesus, please take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig en ons geestelike voertuig, die res van 2026 wat voor lê. Vat dit asseblief en kom bestuur ons, want ons weet, as U in beheer is ons veilig. En Here, ons is maar broos en ons is maar sondige mense, maar ons weet, as ons U toelaat om in beheer te kom van ons lewens, kan dit net beter gaan elke dag. Help ons om te lewe soos wat U graag wil hê, ons moet lewe. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien het, Here, maar enkel alleen uit genade alleen. Here, dankie weer eens vir nog 'n pragtige dag. Windstil buite. Dis 'n pragtige winters Dinsdag. Here, en nogmaals dankie vir die reën wat geval het. Ek dink die boere het die reendans gedoen met hierdie dans. Die reën was pragtig. Dankie daarvoor, Here. Ons vra baie keer, maar dan vergeet ons om dankie te sê, Here. So ons wil vanoggend spesiaal baie dankie sê van my kant af vir die grond en vir die seëninge wat U van bo af laat neerreën op ons. Ons vra dit nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit genade alleen. Amen. Amen. Amen.